Goeiedag. In hierdie week se kerkbode wat pas verskyn het, het ons sommer 'n baie lekker positiewe hoofberig op bladsy 1. Ons berig oor 'n nuwe inisiatief in die Noordwes-provinsie om beter verhoudinge tussen veral die kerk, plaaslike leiers, provinsiale leiers en die boeregemeenskap daar te stel. Dominee Teens Coetzee van die omgewing het hom ten doel gestel om na die regering toe te gaan en met 'n plan vorendag te kom hoe dat provinsiale regering en plaaslike gemeenskap die boere beter oor die weg kan kom. Lees gerus meer in hierdie kerkbode oor hierdie nuwe inisiatief. Dan is daar ook 'n baie belangrike storie op bladsy 3. Volgende maand vind daar landwyd verkiesings plaas vir skoolbeheerrade. Getalle gewys is hierdie die grootste verkiesing in die land. Meer as 300.000 mense gaan tydens hierdie verkiesing in beheerposisies verkies word op skoolrade. Met die landwye kommer oor die gehalte van ons onderwys, is dit natuurlik doodlogies dat hierdie een van die belangrikste verkiesings is vir elke ouer. En in hierdie berig gesels ons met kenners waarom ouers in sulke groot getalle behoort te gaan stem. In ons buitelandse nuus berig ons onder meer oor die verdeeldheid wat daar onder priesters van die Anglikaanse kerk of dan die kerk van Engeland is oor die gay kwessie. Daar is 'n oop brief wat sekere van hierdie priesters aan die kerk gerig het, waarin hulle vra dat gay verbintenisse gewettig moet word. Ons berig ook oor die paus wat na bewering duiwels uitgedryf het by 2 lede van die Katolieke kerk. Dan het ons 'n heerlike in diepte onderhoud met die nuwe bokafrigter Heineke Meyer. Heineke erken hy is 'n mens vol foute, maar terselfdertyd sê hy ook dat hy groot drome droom om elke dag beter en beter te leef. Lees gerus meer van hierdie talentvolle sportafrigter en hoe hy nie net oor sport nie, maar ook oor die lewe dink. Meeste kerke is deesdae diep bekommerd omdat hulle lidmaatgetalle al hoe ouer word en al hoe meer jong mense die kerk onskynbaar verlaat. In hierdie uitgawe het Jan Lucreer met 'n klompie jong mense gesels om uit te vind hoe studentegemeentes geestelike leiers vir die toekoms kweek. Op die Mediablad gesels Frits Gaum met Flip Loots wat bekend is vir sy godsdienstprogramme op RSG. En daar is ook 'n resensie van Jaco Tom se jongste boek, soos 'n brullende leeu. En ten slotte is daar op Kerkbode se agterblad 'n storie van hoop wat mens regtig aan die hart ruk. Dit is die verhaal van die klein puppy Kreer, wat 80% brandwonde opgedoen het tydens 'n ongeluk by 'n braaivleisvuur. Niemand het gedink sy sou die traumatiese gebeure oorleef nie, maar die dapper klein ding veg steeds onverpoost om haar lewe. Lees gerus in Kerkbode die volle verhaal van Puppy. Om in te teken, skakel vir Jean Himan by 021 864 8242 of besoek ons webwerf by www.kerkbode.co.za. En moenie vergeet om saam te gesels op ons Facebookblad nie, want ons wil ook graag jou stem hoor. Tot volgende keer, totsiens.